Goeiemiddag geliefdes, dit is heerlik om weer saam met julle te kuier hier op Live FM 100.6 in die Koors area, 98.1 in die Potchefstroom area en natuurlijk kan jy livestream op livefm.co.za. Ek is Ina van Vieren en die program is Heuning en Granaat en hier by Heuning en Granaat gaan grawe ons in die woord na die skatte. Ons proe die soet heuning van die woord en gaan leef ons vrugbaar daaruit. Ons gaan wees granate wat vol sap is, vol saad is, want die woord moet lewend en kragtig in ons wees, en dan gaan leef ons dit uit daar buitekant. So mag jy ook vandag by Heuning en Granaat hier kom sit by Abba se voete en ontvang dit wat hy in jou wil deponeer. Ons kyk 'n bietjie na karakters in die woord die afgelope paar weke. Ouens wat doodgewone lewens gehad het, maar hulle stories het 'n verrykende gevolge. Dit beïnvloed my lewe, dit beïnvloed jou lewe, dit beïnvloed die mense in hulle omgewing, dit beïnvloed die samelewing, die omstandighede in die tyd wat hulle gelewe het, in die tyd daarna. En dit is eintlik so kosbaar as ons so kan leer daaruit. Die woordjie history kan ons opbreek en sê dit is his story. En his story vertel vir ons van sy getrouheid deur al die eeue, dat sy plan staan van alle eeue af, dat dit dat niks om onkant gevang het nie. Ons Abba Vader is 'n getroue, genadige God. En ons gaan vandag so 'n bietjie kyk na Noag se lewe, maar ek wil nie net na Noag kyk nie, ek wil na Noag se gesin kyk. Nou ja, Noag se gedeelte in die boek Genesis kry ons vanaf Genesis 6 tot 9. Daar so 'n vers of 2 in Genesis 5 en daar is 'n geslagsregister in Genesis 10, maar hoofsaaklik kry ons dit in Genesis 6 tot 9. En as jy nou nog nooit bietjie dit in diepte gaan bestudeer het nie, dan wil ek jou nooi om bietjie te gaan kyk na die detail van Noag se storie. Hoeveel maande, hoeveel jare was hy in die ark, wat is die datums, daai tipe van dinge, want dis wanneer ons hierdie goed ondersoek, wat ons regtig by die diepte van die woord uitkom, en by die waarheid van die woord, daar is soveel goed wat sommer net, wat ons aanvaar, want ons het dit van kleintyd af in ons kinderbybels gelees. Ek dink sommer nou aan Abel se rook wat dan nou Kwansy opgegaan het en Kain se nie. Dit staan nêrens in die woord nie. So gaan maak seker dat jy weet wat staan in hierdie gedeelte oor Noag. Ek wil sommer vir jou uitnooi, wil jy nie bietjie vir Noag gaan, bietjie van naderby gaan bestudeer nie. Die eerste keer wat ons van Noag hoor, is in vers 29 van hoofstuk 5, en daar staan Lamech was 182 jaar oud, en hy het 'n seun verwek, en hierdie seun het hy Noag genoem. En dan sê die een vertaling, hierdie een sal nou ons troos, maar waarvan die ander vertaling sê, en nou sal ons in hom rus kry, oor ons werk en die geswoeg met ons hande, oor die grond wat die Here vervloek het. Nou, Noag beteken rus en troos. Is altyd vir my so mooi. Ruach is asem of gees van God en Noag is rus. Mag ons in sy rus ingaan, deur die gees van God. Mag die Ruach ons inlei in sy Noag in. So, dan lees ons dat Noag 500 jaar oud was en hy toe vir Sem, Cham en Jafet verwek. Nou, party ouens sê dit beteken hulle was 'n drieling. Ons het geen bewys dat hulle 'n drieling was nie, maar interessant genoeg staan daar toe hy 500 jaar oud was, het hy Sem, Cham en Jafet verwek. So,
Die moontlikheid is dalk daar, dat hulle 'n drieling was, maar ons het geen bewyse daarvoor nie, né? Maar dan kom ons by die hartseer gedeelte, waar God na die wêreld kyk en hy sien hoe korrup dit is. Die hemelwesens wat met die dogters van die mens getrou het of by hulle kinders gehad het, en reëse wat daar uitgebore is, en eintlik is daar soveel boosheid. En alles wat die mens in sy hart bedink, sê vers 5. God het gesien dat dit alles net sleg is. Haai julle, is dit nie verskriklik nie? God het die mens gemaak, en daar's nou baie jare verby, maar ek wil amper sê in 5 kort hoofstukkies, eintlik 4, het die mens so korrup geword, dat alles wat hy in sy hart bedink, volgens hierdie skrif, altyd net sleg is. En die Here was jammer dat hy die mens gemaak het, en dit het hom tot in sy hart gegrief. En hy besef toe, of hy neem toe 'n besluit, om die mensdom uit te wis. Maar dan sê vers 8, maar Noag het guns gevind in die oë van die Here. Hy was 'n regverdige mens, onberispelik in sy optrede tussen sy tydgenote, en hy het naby God geleef. Hierdie is Moses se resep vir die lewe. Ek kan dit op geen ander manier vir ons beskryf nie. Dis hoe Noag gelewe het, en dit het vir hom guns gebring. En dan ken ons almal die storie dat hy toe die ark bou. En dan lees ons dat op die 600ste, in sy 600ste jaar, kom die vloed. Dit staan in hoofstuk 7 vers 6, Noag was 600 jaar oud toe die vloed oor die waters gekom het. So wat ons nou weet van die tydlyn is, hy was 500 jaar oud toe hy die 3 seuns verwek het, en op 600 jaar oud het die vloed gekom. Nou daar's 'n algemene aanvaarding, ek wil dit 'n algemene feit noem, maar ek wil dit glad nie 'n feit noem nie. Kom ons noem maar 'n stukkie kennis, dat dit Noag 120 jaar geneem het om die ark te bou. Nêrens in die skrif staan daar dat hy 120 jaar geneem het nie. Dit kan 'n Joodse legende wees, ek is nie seker nie, dit kan in die Joodse geskiedenisboeke wees, ek is nie seker nie, maar in die woord staan daar nêrens dat hy 120 jaar gebou het nie. Ons kry eers die seuns wat verwek is, en dan kry ons die opdrag, en dan kry ons op die 600ste jaar, wat dan nou die vloed begin het. So ek weet nie heeltemal van daardie 120 jaar nie. Wat ek wel weet, dit moes baie, baie lank geneem het, né? Maar dan sien ons dat die vloed gekom het, en Noag het alles gedoen, presies soos wat God vir hom gesê het. En ek neem aan, sy 3 seuns het hom gehelp, maar hulle het daarom tyd gekry om vrouens te kry in die proses, né? En dan lees ons dat God self die deur van die ark toemaak agter hulle. En dan begin die water val. En wat ons moet besef is dat hierdie was die eerste keer wat dit gereën het. Maar nie net het dit begin reën nie. Die fonteine onder die aarde het oopgemaak. So die water het net doodeenvoudig van oral en van oral af, ja, het die water deurgekom. En het die water net doodeenvoudig in oomblikke begin vermeerder totdat dit alles oorgeneem het, totdat dit alles toegemaak het. En ek dink dit moes vreesaanjaend gewees het. Maar Noag hou vas aan wie sy God is. Hy het al die diere binne-in, en ek gaan nou nie na daardie gedeelte kyk nie. Maar dan lees ons in die 7de maand, op die 17de dag van die maand, het die ark op Ararat tot rus gekom. Dit is so
plus minus, as ek nou reg onthou, 5 maande, wat hulle was waar al water geval het, wat die reën daar was. 40 dae die reën geval, julle weet dit, maar vir omtrent 5 maande het dit gevat. Dat die water so gesak het, dat die ark op Ararat kom rus het. Geliefdes, weet julle hoeveel water is dit? Het julle 'n idee? Kom ons bedink dit net 'n bietjie. 5 maande wat hulle ronddobber op die water, totdat die water begin wegsyfer. En eers dan rus hulle op die berg Ararat. En in die 10de maand, op die eerste dag van die maand, het die toppe van die berge begin sigbaar word. Nog 3 maande. En dan gaan hy en hy stuur 'n kraai, en die kraai kom terug, en dan stuur hy 'n duif, en die duif kon nie rusplek kry nie, en hy kom terug. Maar dan, op 'n dag stuur hy weer die duif, en sy kom met 'n vars olyfblaar. Hoe kosbaar is dit? En Noag het toe geweet dat die water oor die aarde verminder het. Hy het toe nog 7 dae gewag en die duif weer losgelaat, maar die duif het nie weer na hom teruggekom nie. En in die 601ste jaar van Noag se lewe, op die eerste dag van die eerste maand, was die water van die aarde al weggedroog. En in die tweede maand, op die 27ste dag van die maand, was die aarde droog. 1 jaar en 10 dae wat hulle in die ark was. Geliefdes, dis baie keer vir ons te lank om 'n naweek saam met ons familie in een huis te wees. Dan is daar nog 'n klomp diere ook. Hoe sou jy dit beleef het as jy nou Noag se vrou was, of Noag se seun was, en jy moes nou hier wees, jy het nie die opdrag gekry nie, Noag het die opdrag gekry. En hier moet jy saam met hom in die ark wees. Hoe dink jy, sou jy wat jy is, daardie 1 jaar en 10 dae hanteer het? Kom ons luister na musiek, dan dink ons 'n bietjie oor dit wat ons moet leer uit hierdie klein stukkie geskiedenis tot nou toe. Welkom terug. Jy is ingeskakel op Heuning en Granaat. Ek is Ina van Vuren en jy is natuurlik op die radiostasie, die kosbare radiostasie wat ons koning vereer, Live FM 100.6 in die Kosh area, 98.1 in die Potchefstroom area, en jy kan livestream op livefm.co.za. Hier by Heuning en Granaat gaan soek ons die skatte van die woord, ons proe die soetheid daarvan, en dan gaan leef ons vrugbaar met dit wat ons geleer het. En vandag kyk ons na gesin Noag. Ons 'n bietjie gaan kyk na Noag in die eerste gedeelte, maar nou wil ek so 'n bietjie kyk na mevrou Noag. Het jy al ooit raak gelees wat mevrou Noag se naam is? Weet jy wat haar naam is? Nee, ons weet nie. En dis my altyd baie interessant. Watter name het Abba gekies om te verewig in die woord, en watter ouens se name word bloot nie genoem nie? En partykeer is die ouens wat naamloos is, se rolle van kardinale belang vir ons. En ander kere is dit nie belangrik nie. Maar ek wil tog gaan kyk na mevrou Noag om die belangrikheid van haar nie benoeming te bekyk. Ons lees nêrens 'n woord van haar nie, behalwe dat sy saam met Noag in die ark ingegaan het, en dan lees ons in die Nuwe Testament dat Noag en sy hele huisgesin gered is uit die vloedwaters uit.
Maar ek wil nou so bietjie myself in mevrou Noag se skoene gaan sit. Ons lees dat Noag 'n regverdige man is. Ons lees nêrens dat sy vrou ook regverdig was nie. En dalk was sy, ek glo sy was 'n goeie vrou vir haar man. Maar bedink dit so bietjie, geliefde, as jou lewensmaat, jou eggenoot, 'n opdrag van God kry, wat net totaal en al onmoontlik klink. Ondersteun jy hom, of dink jy hy is totaal en al belaglik? En ek wil so bietjie gaan kyk na mevrou Noag, wat dalk besluit het, hierdie man het sy varkies verloor. Want skielik los hy alles en hy begin 'n ark bou. En vir jaar in en jaar uit bou hy 'n ark. Daar bestaan nie so iets soos reën nie. Hulle was 10 teen 1 nie naby die see nie. Hulle was dalk naby 'n rivier of 'n spruit. Maar jaar in en jaar uit bou hy onvermoeid 'n ark. Geliefdes, bedink jou net so bietjie in haar situasie in. Hierdie bootjie word 'n boot, word 'n ark, word 'n ding wat hulle lewens oorneem. En mevrou Noag het 'n keuse. Gaan sy saam met haar man staan? Of gaan sy van hom af wegdraai? Want jy sien, die mense in die omgewing het hom sekerlik begin bespot. Het sekerlik begin sê, jy is mal. Het sekerlik haar begin verneder oor haar keuse van man. Ek dink sy het nie 'n maklike lewe gehad nie. En 10 teen 1 het hy al so bietjie skoppend en skreeuwend ingedra in die ark in. Want ek kan dink sy sou baie bang gewees het om in te gaan. Maar dalk het haar hart verander toe die diere van self begin nader stap het en sy besef het, hier is iets groter as Noag. Geliefde, is ons oë, is my en jou oë oop vir dit wat God doen in ons geliefdes se lewens? Staan ons saam met hulle? Of vertel ons vir hulle, jy's laf? Jou man dalk 'n roeping gekry van God om die woord te begin bedien, maar jy's bang dat hy sy werk, as hy sy werk moet verloor, dat jy dit nie sal kan volhou nie. Is jy bang om in 'n roeping te gaan staan, want jy weet, mense is moeilik, mense maak seer? Is jy bang as Vader jou roep vir 'n bediening, is jy bang vir die mense se kommentare? Dan moet ek en jy na mevrou Noag gaan kyk. En ons moet leer uit haar storie uit, dat God getrou is. En as hy 'n opdrag gegee het, dan gaan hy 'n ark bring. 'n Ark van verlossing. 'n Ark van deurbraak. So ek en jy moet nie mevrou Noag wees, wat op 'n kant sit en sê, nee, dit kan nie werk nie. Ek en jy moet 'n mevrou Noag wees, wat die hout aangee, wat die hamer aangee, wat sê, kom ek help jou. Kom ons bou saam aan hierdie droom. En dan wil ek vinnig kyk na die 3 seuns, Sem, Gam en Jafet. En as ons nou in hoofstuk 9 gaan lees, dan gebeur daar 'n slegte ding. Noag word dronk en ja, daar's 'n stukkie gedeelte daar wat baie moeilik is om te verstaan, want ons weet nie eintlik presies wat daar gebeur nie. Ons sal eendag weet. Maar wat ons wel weet is dat Noag wakker word uit sy roes uit. En hy besef sy jongste seun het iets aan hom gedoen. En dan sê hy oor hierdie jongste seun, vervloek is Kanaan. Sy laagste slaaf, die laagste slaaf sal hy vir sy broers wees. Hy's vervloek. Kanaan is die vervloekte.
En dan kyk hy na Sem, en hy sê, die Here, die God van Sem moet geprys word. Kanaan moet Sem se slaaf wees. So Sem kry die blessing. Sem is die geseënde, gesalfde ene. En dan lees ons van Jafet. Mag God ruimte skep vir Jafet. Mag hy woon in die tente van Sem en mag Kanaan sy slaaf wees. So ons kry aan die een kant Kanaan wat die vervloekte lyn is, aan die ander kant Sem wat die gesalfde lyn is, bloedlyn, en dan Jafet wat kan kies waar hy gaan. Hy kan kies of hy saam met Sem gaan loop, en hy kan kies of hy saam met Kanaan, die vervloekte lyn, gaan loop. En dan van daar af lees ons meer oor die lyn van Sem, die gesalfde geseënde bloedlyn, waaruit ons koning Jesus gebore is, waaruit Abraham kom, waaruit Ismael kom. Ismael kom uit die gesalfde geseënde geslag van Sem. En hy kies om saam met Kanaan en saam met Jafet te gaan loop in hulle haat teen die lyn van Sem. Want jy sien, dis waar ons woord antisemitisme vandaan kom. Anti-Sem se nageslag, die Hebreërs, die Israeliete, die Jode, kom almal uit Sem se nageslag. Kanaan, daardie geslag was die vervloekte geslag. Hulle was die land Kanaan bewoon. En dis hulle wat uitgeroei moes word. Want hulle het van die staanspoor af gekies om teen God te draai. Jafet kon kies, en tog kies hy om saam met Kanaan te loop teen God. Geliefdes, wat is jou keuse? Gaan jy saam met die lyn van Sem loop? Of gaan jy teen Sem wees, anti-Sem wees? Daar's geweldig baie woord wat sê, vervloek is hulle wat teen die volk Israel praat, oorlog maak, hulle wil vernietig. Hulle is definitief nie engeltjies nie, maar hulle is die gesalfde, geseënde lyn van Sem, waaruit ons Messias gebore is. Hulle is die appel van sy oog. En ek en jy het 'n keuse. Loop ons saam met die lyn van Sem, want jy sien ons vader Abraham, ons geloofsvader, kom uit die lyn van Sem uit. Moenie kies teen dit wat God geseën het nie. Want dan gaan ons die vervloeking op een of ander tyd en op een of ander manier sien en beleef. Geliefdes, in ons koning Jesus is ons vry van die vloeke, maar die oordeel oor die nasies kom. Kom ons praat saam met ons koning. Ek loof sy naam, dat hy vir ons kennis gee om reg te kan kies. Shalom, mag jy 'n wonderlike week hê. Ons praat weer volgende week.